Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer, ja, so hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, en almal is Dis die 3 Desember en jy luister na Klets en dankie dat jy ingeskakel het. Colleen, het jy weggespoel daar in Joburg? Nice. Ek is nog hier. Ek bly gelukkig redelik hoog. So ek is darm bietjie veilig, maar met die hoog kom ook dan nou die negatief, die elektrisiteit. Die hemelse elektrisiteit is baie naby aan my. Maar hemel, wat gaan aan met die storms? Ek weet, ek onthou toe ons op skool was, Matthys, het ons gewoonlik in die somer. Het jy so, wat hulle noem die staatsamptenaar? Staatsdiensreën. Storm, ja, die staatsdiensreën gehad in die middag. Maar ons so 'n bietjie van 'n donderweer, blits, reën, maybe so elke derde storm met 'n bietjie haal. Ja. Maar moeder natuur is befok vir ons op die oomblik. Sy moer vir ons elke dag met 'n pak sla. Dis next level. Hier by my het bome nou al omgeval in storms. Ek bly op 'n green belt, soos wat jy weet. Daar's 'n stroom wat afloop. Die stroom dit lyk soos die Oranje rivier. Hy's in volle vloed meeste van die tyd. Die gras by my voordeur lyk soos 'n swembad. So, no, it's quite intense. Maar weer eens, ek kla nie. Dis cool. Dit reën. So ek kla glad nie. Ek sien al reeds mense is nou al klaar daarvan, hierdie reën, kan dit nie nou net ophou nie? Kan dit nie nou net ophou nie? Alles al lank al daar. Maar ja, my antwoord net vir hulle is altyd, praat met my Februarie weer, as dit vir 40 dae en 40 nagte 40 grade Celsius is. Wie huil dan? So geniet dit terwyl dit klam en koel is. Nee, ek glo Matthys, die wêreld is mooi groen, en ek moet sê, so nou en dan, ek meen soos vandag, gister, gedurende die dag, die sonnetjie kom lekker uit, en dis heerlik. Ja, so, dis net moer humid vir my. Dis baie warm dan, dis baie drukkend. Dit is so, ja. Maar ja, ek sien van die ouens het moerse skade gehad. So 'n paar nagte terug was daar so 3 storms op 'n ry. Hulle het mekaar so gevolg, soos treine wat inkom in 'n stasie. En Sinowil in Pretoria en ander areas in die noorde van Pretoria. Ek het foto's gesien waar die haal soos letterlik 'n halwe meter dik lê. En hulle moes stootskrapers inkry die volgende oggend net om die paaie skoon te skraap van die haal. Ek het video's gesien van mense wat in die middel van die storm op strate vasgekeer gestaan het met hulle voertuie, dat hulle nie kon verder ry nie. Wat hulle moes gewag het vir nooddienste om die paaie oop te skraap, sodat hulle net verder kan ry. Imagine jy sit vasgevang in 'n straat met daai magtomhaal wat om jou neerdans. Hopelik het jy goeie versekering. Ja, sterkte van al die ouens se versekering op die stadium. Ja, en dan was op die oosrand van Johannesburg, het ek ook foto's gesien van haal wat so groot is as golfballe. Is hektiek, né? Ouens het so collect in hulle bakkies, en gaan vries hulle dit. Ons het mos maar altyd gedoen as kinders. Dis so haal. Gaan jy uit met jou bakkie, dan skep jy 'n bietjie haal uit, dan sit jy dit in die vrieskas. Ek het dit geëet, dit was my moer lekker om dit te eet. So ek het altyd dit uitgehardloop en dit gaan eet, en ek het 'n hond gehad wat uitgehardloop het en gedink het, dit is moer lekker, en daarin gerol en gejol het. Sy het gedink, dit is die lekkerste ding. Dit is eintlik baie lekker. Dit is 'n beautiful natuurverskynsel. Dis die naaste wat ons aan amper iets so sneeu gaan kom in Pretoria of in Gauteng. Wel, okay. Wel na die tyd is bietjie meer destructief as sneeu. Ja, bietjie meer destructief as sneeu. Wel, so gepraat van destruction, is daar 'n paar goedes wat aangaan natuurlik. Dis Trump en die G20 wat afgeskop het op 1 Desember. Dan het jy vir ons iets oor die mees gehijackte karre net so voor Desember, as jy jou trips oralste beplan en jy ry die spesifieke kar, moet jy dalk maar 2 keer kyk voordat jy by 'n robot stop en by 'n stopstraat of 'n afrit. En dan is die top 100 Afrikaanse boeke, die lys wat saamgestel is die afgelope jaar, is bekend gemaak. En dan is daar 'n paar wenners in Suid-Afrika. Mense wat in Suid-Afrika presteer op internasionale vlakke. Maar 1 Desember was natuurlik ook dan nou nasionale vigsdag gewees. En so as jy nog steeds
rondspyker, dan doen dit maar met 'n sakkie. Jy het eintlik vir my interessante stats gegee, toe ek en jy mekaar gister gesien het, oor HIV, wat die woordvoerder van die Vereniging Suid-Afrika gesê het oor watter mense wat sekere seks beoefen, is meer is meer blootgestel aan dit. So, kan jy onthou, wat was dit gewees? Okay, so dis nie pertinent stats nie, maar dit was 'n baie komieklike oomblik. So sy's baie ernstig hierdie vrou. Dis 'n actual mediese dokter, nie net 'n dokter wat nou credentials roep vir een of ander kommissie nie. 'n Actual mediese dokter, baie clevere vrou. Sy's die CEO van die Suid-Afrikaanse AIDS Prevention Institute of something like that. Anyway, en sy gaan toe nou aan en sy baie interessante actual stats, Matthys, van vigs, die vigsgetalle wat actually nog steeds toeneem, maar dat ons dit in eerste instansie moet reg interpreteer. Omdat mense as gevolg van die mediese advances wat gedoen is, vigs nou oorleef en baie lank aanhou leef en actually normale lewens lei, is daai statistiek exaggerated. Okay. So ons moet nie heeltemal dink dat dit heeltyd erger word nie. Maar sy het 'n paar ander goeters ook gesê dat mense 'n bietjie, jy weet, meer onverantwoordelik raak, want mense dink hulle gaan uit en hulle gaan doen hulle navorsing en vra vir mense oor vigs en dan gaan mense, rarig, is dit nog 'n ding? Is AIDS like still a thing? En op die spesifieke program het hulle ook uitgegaan en met 'n klomp jeug in Melville gepraat. Toe sak my moed net so weer my skoene oor die jeug. Yes, daai steekproef in Melville was al reeds 'n verkeerde steekproef geweest, no pun intended. Ja. Ja, wat hulle praat van die hookups en ek weet nie, hulle noem dit 'n ander ding ook. En dan waar hulle nou maar eintlik nou maar net ons was ook jonk, jy weet, jy's maar jonk en jukkerig en swaan. Jonk, dom en volkom. Ons was almal daar. Maar wat die jeug, wat die groot temas onder die jeug is dat hulle hoef nie jy weet, enige beskerming of voorbehoedmiddels is eintlik maar oorgeboord, maar enige beskerming teen vigs te gebruik nie, want volgens hulle, AIDS is not a thing anymore. It's something that was in the 80s. It's not a thing. Oh, really? Dis vir hulle soos Elton John. Jy sê vir hulle Elton John, dan gaan hulle weer Fox Elton John. Like, is AIDS still a thing? Maar anyway, die dokter gaan... Dit is as dit kom by bewusmaking dan van vigs. Dan het hulle het ongelooflik geval in Suid-Afrika die afgelope ruk met hulle bewusmaking van die vigsstrategie, want ek meen as ek onthou, toe ek groot geword het, jy was banger vir vigs as wat jy was vir Satan. En ek meen, nou is ons banger vir vigs as wat ons is vir wat kieswetter van SARS en vir Satan basies. Dis maar ons groot geword, ons generasie. Ja, inderdaad. Ja, so ek dink, vir hulle is dit nie meer ding nie, maar in elk geval, hier raak sy toe nou vreeslik liries hierdie vrou, en die aanbieder vra toe nou vir haar vir die 100ste keer dieselfde vraag, en ek dink sy het eintlik het gegatvol geraak, wat hy nou weer vir haar vra. Maar wie is nou die vulnerableste? Wie is nou, ek weet nie wat sy antwoord wou hy gehad het nie, maar sy het al hoeveel keer gesê, wie is die vulnerableste, jy weet? En sy sê toe nou, man, die volgende klomp mense. Women that are in abusive relationships. Men that have sex with men. Heterosexual couples that have sex inside of marriages and outside of marriages. En sy stop daar. En ek is so al van, so het klink vir my die lesbian gemeenskap is die veiligste. Inderdaad, die bosmossels. You can have lesbian sex for days, you're fine. So al die lesbians wat luister, spyker gerus gerieflik voort. Jy hoef nie te worry oor HIV volgens die erkende of die bekende dokter nie. Nee, ek wil haar regtig nie discredit nie. Ek dink sy was regtig net gatvol vir die aanbieder se konstante vrae oor dieselfde ding. Ek sou verloor het. Terwyl as jy so praat van Ron Spyker, ek meen John Steenhuisen, The Gift That Keeps On Giving vir my meeste van die tyd. Ja, Matthys, jy gaan ons nou weer, nee? Ja, maar die keer ons moet so 'n segment inbou. Ek dink ons moet 'n segment inbou. Soos Matthys se weeklikse steek oor John Steenhuisen. Die Matthys weeklikse John Steenhuisen steek. Die Steenhuisen steek.
Steenhuisen steek van die week. So John Steenhuisen se steek het hom toe nou ook al van die steek gelaat, lyk dit vir my. Ek het dit direk terug gehoor, maar ek was nie heeltemal so seker of dit die waarheid is nie, maar die ene Beaumont van Action SA, nou kan ek nie sy naam onthou nie, Michael Beaumont. Hy het nou oopgemaak hierdie week in 'n paar berigte. Hy maak genoeg oop, hy maak te veel oop, hy moet meer toemaak, dink ek. Het hy nou uitgepraat oor die skandaal van sy ex-vrou, wat gecheat het met John Steenhuisen. So, die einste Michael Beaumont was 'n close ally gewees van John Steenhuisen, terwyl hy nog by die DA betrokke was. En in die spesifieke tyd het John Steenhuisen toe nou 'n verhouding gehad, volgens gerugte en volgens uit die mond van die persoon wat toe nou nie saam gespeel het nie, meneer Beaumont, dat John Steenhuisen met sy ex-vrou gecheat het. En dit was ook een van die redes hoekom hy op die einde weg is by die DA, want hy kon nie meer saam met Johnny gewerk het nie. So ou Johnny is nie net... Wow. Want hierdie is nou soos die hele sepie wat ek nou eers moet uitpak. Ja. Die sepie moet jy kan nie halfpad begin kyk nie. En dan verstaan jy nie lekker hoe pas alles nou in mekaar nie. Okay, so Michael Beaumont het 'n vrou. Mevrou Beaumont op daai stadium. Ek dink nie, ek is nie seker of hy weer en nog steeds of weer getroud is nie. I don't know. So op daai stadium 20 episodes terug in hierdie sepie was dit meneer en mevrou Beaumont. Ja. Dis reg, ja. En toe was meneer Beaumont het gewerk saam met meneer Steenhuisen. Ja, hy het onder meneer Steenhuisen gewerk. Ja. Hy het onder meneer Steenhuisen gewerk. Ja, dis belangrik dat ons hierdie klein innuendo's inbou, ja. En toe op 'n manier, obviously deur een of ander werksfunksie of sosiale geleentheid, het mevrou Beaumont vir meneer Steenhuisen ontmoet. Ja. En toe vir mekaar oogies gemaak en toe die kat in die donker begin knyp. En toe die kat in die donker gebyt en nou is die einste vrou ex-mevrou Beaumont. Maar sy is nie mevrou Steenhuisen nie. Ja, want daar is 'n mevrou Steenhuisen ook. Daar is 'n mevrou Steenhuisen, ja. Maar ek kon nie aflei of meneer Steenhuisen die koketiel wat John Steenhuisen is, of hy nou op daai stadium al getroud was met die huidige mevrou Steenhuisen. Met mevrou Steenhuisen. Ja, ek weet nie of hy 'n los hotnot was op daai stadium, maar enige iets gegryp het wat sy kant toe kom. Kom ons sê of meneer Steenhuisen nou 'n los hotnot was of 'n vasvoël. I don't know. Ja, maar kom ek sê nou vir 'n ding, 'n geringde voël. My eerlike opinie, as ek getroud was met meneer Beaumont, het ek ook dalk vir die geringde voël gegaan. Ek dink hy is such a boring guy. I don't know. Ek sien nou die foto op WhatsApp, kyk nou dit was een van die foto's op die headlines, ek sal kyk of ons hom kan opsit, want ek het nie die krediete van waar ons die foto gekry het nie. En ek meen John was op daai stadium lyk my 'n redelike aantreklike man gewees. Wow. Ek gaan nie lieg nie. He was a handsome man. En Beaumont was actually ook nie heeltemal onaantreklik gewees nie. So somehow Beaumont lyk nog steeds my nou soos 'n idioot, ek weet nie. Like die twee so half asof hulle ek kan kind of sien dat die vrou so half die pen in dieselfde tipe van lyn. So die dame nou in die foto hier wat jy nou vir my gestuur het langs meneer Steenhuisen, is dit mevrou Beaumont? Dit is nou mevrou Beaumont. Ja, Beaumont. Sorry, dat was sy lyk beter saam met Steenhuisen. Hierdie ander ouetjie, hy lyk vir my glibberig en nee, daar's geen identiteit of ruggraat daar nie. So ek blameer haar eintlik nie. Anyway, weet jy wat, Matthys? Ja, wel. Mense maak foute, maar daar was nou... As jy pak die lis jou. Ja, nee, so daar was nou Steenhuisen weer eens in die nuus gewees. So ek meen, tussen vetsig en die steel van geld op 'n kredietkaart en rondspyker, gaan dit baie goed met Steenhuisen op die stadium in die media. Maar iemand wat natuurlik altyd in die media is en groot
opslaa maak, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook internasionaal, is niemand anders as Donald Trump. So die amptelike G20 presidentsie van 2026 het op 1 Desember begin in Amerika, en dit was etlike minute in 1 Desember se tydvlak in, toe is die hele G20 websites soos wat ons nou ken, wat hy in Suid-Afrika opgebou is oor die afgelope jaar, gestroop van al die inligting, en hy is nou onder die vaandel van Amerika en Amerika se presidentsie. En natuurlik, dis 'n standaard ding, so dit is niks niets dat dit gebeur nie, dit gebeur elke jaar, omdat dit wat mense dit 'n lopende presidentsie is, elke jaar is daar iets anders. Vinnig gedoen het. Ek is seker leed, ek is actually seker ons het dalk nie. Ons het dalk 10 eers in Januarie gedoen. Good point, Colleen. Ek kan nie so onthou nie. So natuurlik word die tuisblad of die houblad op die stadium, want die website is nog nie heeltemal aktief en gepopuleer nie. Is daar nou net 'n foto van president Trump, 'n black and white foto wat hy sy face bal met 'n USA hoed op, en dan die G20 Miami 2026 logo, en the best is yet to come. So baie mense praat van die poster lyk meer soos 'n movie poster as wat dit actually lyk na die G20 poster. En ek het net vinnig gaan kyk op. It's gonna be an interesting G20 wat vir ons voorlê in Miami 2026. Natuurlik met alles wat gebeur het, en ons sal vinnig daaroor praat, Cyril se huisvergadering wat hy Sondag gehad het, ensovoorts. Maar al die ander G20 lande van die afgelope ruk het nooit hulle president gebruik as 'n ek weet wat mens dit noem nie, as 'n posterboy vir die G20 nie. Dit was altyd baie diplomaties gedoen in die konteks van dit is wat die land is, en baie oorheersend oor die land. So kom ons kyk, wat gaan Donald Trump maak in die G20? Toe ek hierdie ding sien, toe kry ek eintlik hierdie flashbacks van daai TV-show wat hy gehad het, van, wat was dit gewees? The Apprentice, van You're Fired. So, ons sal nou kyk ook of hy Suid-Afrika gaan fire uit die G20 uit. Daar's 'n klomp gerugte, natuurlik het hy gesê Suid-Afrika gaan nie 'n uitnodiging kry nie. Wat ek kan verstaan dat hy dit gaan sê, want dit is wie Donald Trump op die stadium is, en dit is sy visie oor Suid-Afrika. Het sy dit reg of verkeerd is Suid-Afrika op die stadium nie in sy goeie boekies nie. Ons is verseker aan die onderste gedeelte van sy lys, van sy black book. En ons hou amper teen sy boom. So ja, 100%. Ek ben Cyril het nou weer baie mooi gedoen in Sondag se dankie sê boodskap aan Suid-Afrika. Het hy die laaste groot gedeelte van die toespraak het hy gebruik om redelike jabs te gooi na Amerika toe. Maar volgens politieke onderleerders nasionaal in Suid-Afrika en ook internasionaal kan Trump nie regtig besluit wie hy mag nooi of nie, omdat dit so half 'n informele samestelling is van lande. Daar is reëls omtrent dit, maar daar is nie 'n reël wat sê dat Trump mag besluit of 'n land mag besluit dat die ander lede of ander lande wat lidlande is, nie uitgenooi kan word nie. Hy kan besluit dat die ander lande wat ons byvoorbeeld in Suid-Afrika, ek dink ons het iets soos 18 ander lande ook genooi. Hy kan besluit dat daai lande nie genooi word nie, maar in beginsel moet die stigterslande moet deel wees van die G20. So hy kan dit wel vir hulle baie moeilik maak. Dit is presies wat hulle nou sê. So hy is uiteindelik 'n klein bietjie meer blaatant en glad nie so diplomatiek soos wat meeste van die ander lande is nie. Hy sê sommer net hy gaan hulle nie nooi nie, maar die enigste ding wat hy wetlik kan doen en mag doen, is om toegang tot Amerika te weier. So om nie vir hulle visas te gee nie. En dit loop natuurlik saam met die hele storie wat nou tans aanloop in die Senaat ook, van die ondertekening van die bil om die Amerikaners reg te gee dat hulle versekerde politieke leiers gesetel in die ANC
sanksies teen hulle kan instel en dan op die einde ook natuurlik hulle visas terugtrek, soos wat hulle onlangs reeds gedoen het met Naledi Pandor. So, let's see what's happening. Maar van die goeders wat Trump alreeds gesê het, rakende die president, of rakende sy presidentsie as die president van die G20, is dat hy wil teruggaan na die basiese goeders toe. So, hy wil kyk na several core issues, en ek gaan dit maar in Engels lees, reduce emphasis on climate agreements, a harder line on China, and a focus on migration, borders and security. So dit is van die onderliggende temas wat hulle sê hy wil aanroer. Hoofsaaklik die 3 grootste temas wat hy prioritiseer is unleashing economic prosperity by limiting regulatory burdens, unlocking affordable and secure energy chain supply, and pioneering new technologies and innovation. So dit is die 3 goeders wat heeltemal natuurlik in kontras is as ons kyk na die G20 wat in Suid-Afrika afgespeel het, nee? How warm and fuzzy was ons nie? Ja, ek bedoel ons is solidarity, equality and sustainability. Load of hogwash. Hier praat ons van ekonomiese groei, van innovasie, en ons praat van secure energy en supply chain. So ek dink die volgende paar maande gaan baie interessant wees, en ons gaan binnekort hoor wat gebeur, maar ja, let's see how this Trump movie pans out. Ek het so aan jou gedink, Matthys, ek dink was gisteroggend dat ek een of ander ding geluister het, ek dink het gaan oor, ek weet nie of die G20 was of iets anderste, wat Trump praat oor verskillende venues wat geutiliseer gaan word vir hierdie geleentheid nie, julle moet my vergewe, ek kan nie onthou wat dit was nie, maar een van die venues wat geutiliseer nou gaan word vir die spesifieke, ook internasionale geleentheid is die Kennedy Center, ek dink is in Washington. Trump sê dan sê, and yeah, we'll be ending it off in the Kennedy Center. Some people call it the Kennedy Trump Center, but we'll be ending it off there. Dis akses. Hierdie ouwe so die man is verwaand. Hy's verwaand. Maar ek love it. Ek kan nie genoeg van daarvan nie. As jy al ooit in jou lewe gewonder het, hoe lyk Disillusions of Grandeur fisies in 'n persoon, hoe dit representeer in 'n mens, die personification van Disillusions of Grandeur, is dit niemand anders nie as Donald Trump. En die ding is, dit was nie net nie. Ek meen, hy was so, nog voordat hy enigstens president geword het van Amerika, per se na Suid-Afrika. Maar ja. Hy dink hy is president van die wêreld, so ek dink op hierdie stadium, hy doen eintlik net wat hy wil, Matthys. So ek weet nie of it even is Illusions of Grandeur nie. I just think the man is grand, man. He's grand. En hy doen net wat hy wil. Ja, en ek stem heeltemal saam met jou. Ek dink met almal, he does lose the plot. Verseker. Maar ek is nog steeds ek sit nog steeds maar 'n bietjie op die weegskaal, so half of center towards Trump, in die sin van, he gets shit done. So I don't care if you refer to it as the Kennedy Trump Center. Some people refer to it as the Kennedy Trump Center. You know what? Dis hilarious vir my. And you get shit done. He gets shit done. Dit gaan ek verseker vir jou gee en vir hom gee. Whether he gets the right shit done or the wrong shit done, dit is oop vir debat. Om te kyk wat gaan gebeur in die Trump 2026. Wat organisasie laas het jy gehoor van organisasie, besigheid of andersins, politiek? Ja. Educational, enigstens aan wat in 24 uur 'n website verander. Dit gebeur nie. Dit kan gebeur. Dit kan gebeur. Maar mense is so behept met bullshit. Hulle het hom afgehaal en 'n foto van hom opgesit. So, dis wat hulle het hom oorgeneem. Ja. Hulle het hulle identity op daai website gesit. People just can't do that anymore. Want ons sit in meetings en ons praat bullshit heeldag. Meetings oor meetings. Meetings, ons analyse 'n klomp kak in plaas van om net die werk gedoen te kry. So, he gets the job done. I love it. No, he gets the job done, maar
wil nie op jou battery pis nie, maar ek dink daar's 'n paar ander lande wat dit ook gedoen het op 1 Desember. Ek wonder of Suid-Afrika dit gedoen het. Ek sal moet gaan check. Ek is nie seker nie. Ek sal amper my kop op 'n blok sit dat ons nie uitneem. Okay, wel, kom ons kyk. Ek sal gaan kyk en dan kan ons daaroor verder besin. So dit is natuurlik nou ja, ek weet nie wat ek nou verder oor wil sê nie. Ek wil eintlik niks meer daaroor sê nie. Dan DStv is natuurlik in groot poef. Ek weet nie of jy onlangs die nuus gesien het nie wat uit is daar. So Tog dit gaan nou beter met hulle vanuit Kanaal Plus hulle oorgekoop het. Ja, Kanaal Plus het hulle oorgekoop, maar hulle is nog steeds besig om subscribers te bloei. So hulle het actually they bought a failing company. Hulle het basies maar DStv volgens my gekoop om uit die skuld uit te probeer kom. En hulle probeer dit nou alles unbundle en nuwe strategie. En ek dink mens moet vir Kanaal Plus ons gaan hulle met tyd gee om te sien wat gebeur. Ek weet so rukkie terug was daar allerhande gerugte gewees dat die mense het nie eers meer toiletpapier in die geboue nie. Dis so sleg het gaan van dat Kanaal Plus het oorgeneem het. Maar ek weet nie of dit heeltemal waar is nie. Nee, ek weet nie, die Franse deesdae is my nie groot op besigheid nie. Hulle is nie groot op goed gedoen kry nie. I don't know. Dan wil ek op the state of France, I don't know. Ja, maar dit is nou maar die 44-jarige seun wat 'n ouma het as 'n man. Ek het nou 'n ding gelees, ek dink hy's 44, as ek nie mis dit nie. Of hy's omtrent ons ouderdom. Maar apparently sy kinders is ouer as hy. I mean, how does that dynamic work? Hoorie, daai is 'n hele siek storie, Matthys. Ons kan 'n hele episode wy aan die conspiracy theories rondom Emmanuel Macron en sy vrou. En oom Brigitte. There is so much, en nou is dit nog die Candace Owen kak wat inkom en haar documentary, maar nou lyk dit vir my of Candace Owens van die pad af is, totally haar kop verloor het. Ek dink is al hierdie conspiracy theories, as jy dit te lank, te veel en te diep najaag, it will change you into a crazy person. En ek dink Candace Owens het nou van die wa afgeval. So sy is nou totally van, jy weet, almal wil haar assassinate, die US government is nou in op het, en ja, maar ek meen, come on julle, kyk net na haar hele familie constellasie, precies wat jy nou sê. Screwed up. It just doesn't make sense. En oom Brigitte, ek weet nie, oom Brigitte lyk maar vir my maar na oom, I don't know. Wel, ek vermoed oom Brigitte slaan die scepter. Ek dink eintlik is dit, hy of sy, dalk maar eintlik die president van Frankryk. Dis soos die drietydse gerugte van PW Botha en Tannie Elise in Suid-Afrika, wat Tannie Elise was eintlik die president van Suid-Afrika gewees. Behalwe Tannie Elise het ook die scepter geslaan, maar sy het nie 'n scepter gehad nie. Good point. Ek weet nie. Anyway, waar het ons eintlik gepraat? Oor DStv. Ja, so DStv, like my van is op die stadium nog alles net moontlikhede, maar van 1 Desember af gaan daar 13 kanale nie meer beskikbaar wees op die DStv bouquet, wat natuurlik Premier en al die ander goedkoper bouquets ook affekteer. Die eerste een is Discovery Channel, TLC, Discovery Family, Real Time. TLC gaan soveel mense se lewens breek. Heeltemal. TLC, dit gaan mense se lewens breek. 'n Suid-Afrikaner is mal, 'n Suid-Afrikaanse tannie en 'n Suid-Afrikaanse gay man is fucking mal vir TLC. Tyd vir 'n bietjie TLC, né? Ja, My Big Fat Life of whatever, ja. Real Time, TNT Africa, Food Network, HGTV, ek weet nie of dit die Home Channel of iets is, dit is nie, ek kan nie mooi onthou nie. Travel Channel, Investigation Discovery, Cartoon Network, Cartoonio. Cartoon Network. How can they cut Cartoon Network? Dit was een van die eerste kanale, né? Discovery Channel, Food Network en Cartoon Network en Travel Channel was van die eerste kanale wat op die bouquet beskikbaar geword het. Cartoonio en dan CNN International. Dit was vir my nogal sad. Yeah, this is a shock. I'm not going to miss it though, maar Matthys, nou wil ek of jy sê, ja, en ek gaan even CNN nou in my comment insluit. Ek weet ek speel maar 'n bietjie haars op CNN, maar dit is obviously hier is die besluit gemaak. Jy's 'n Trumpie, jy moet haars wees op jy moet haars wees op CNN. Jy kan nie anders te nie. Dis deel van my mandaat. Alles wat Trump sê is deel van my mandaat. Wat sê hy altyd van you fake news channels,
you fake news channels, en dan beledig hy die mense. Dit was my nogal rof geweest. Die ander dag CNN, it's a fake news channel. het hy 'n vrou, het hy 'n joernalis beledig om te sê dat sy's dik en dom. En ek het, that's pushing it. That's really Is jy pushing it. geskok, Anyways, Matthys? Ek is geskok dat jy geskok is. Jy noem graag enigiemand dik en dom. ek weet, Kom maar maak ek is asof nie jy Trump so nie. heilig is nie. Ek is nie Trump nie en ek doen dit net met John Steenhuisen. Anyway, wat vir my skokkend is van die kanale, die natuur van die kanale wat gesny is obviously gesny. Ek sou hoop hulle het 'n bietjie navorsing gedoen en gekyk na 'n aanvraag na die spesifieke kanale. Dit is nogal kanale wat mense denke bietjie challenge, wat jou iets leer. Jou nuwe en duidelik is dit nie populêre kanale in Suid-Afrika nie. And that, my friends, is kommerwekkend. Ek dink nie dit gaan oor dit nie. Wat ek kon afgelei het en ek het nie baie wyd gelees daaroor nie. So dit gaan nie oor die kykerstal van die kanale nie. Dit gaan oor onderhandelings met Warner Bros Discovery. So hulle sukkel om 'n ooreenkoms met Warner Bros Discovery te kry om die lisensie vir hierdie kanale onder andere te behou. Hulle weet nie British channels dit vat gaan- nie as ek uit. Ek vermoed dit gaan oor finansiële onderhandelings wat op die stadium nie baie goed loop nie. So dit is die rede, maar volgens verdere ander goeders wat ek gelees het, is hierdie nie die eerste sny wat Suid-Afrikaanse DStv verbruikers kan verwag nie. Hulle vermoed dat daar nog 'n paar skommelinge gaan wees in kanale en in die boekei in die volgende paar maande. En ek dink dit is hier waar daar vir Afrikaanse kanale weer eens en vir die Afrikaner ongelooflike moontlikheid en opportunity is om kanale soos byvoorbeeld te kyk net en 'n Via en die ander Afrikaanse kanale in die stal te desentraliseer van 'n DStv af en bou jou eie Afrikaanse stroomdiens en kry wat volgens al die statistiek is die twee kanale wat eintlik DStv aan die gang hou is SuperSport en dit is die Afrikaanse kanale. En ek meen is as die Afrikaanse kanale slim is, sou ek sê julle is besig om 'n groot geleentheid te mis. Hulle kan ons skakel, ons het nog die domein vir Afrikaans.tv, so hulle kan ons skakel. Ja, kom dit by ons. Nee, maar jy maak baie goeie punt, Matthys. Ek dink daar is op hierdie stadium as jy kyk na alle Afrikaanse media daar buite, dit groei so vinnig, die alternatiewe media groei vinnig. Ek weet van verskriklik baie mense wat kyk net het, ek dink veral aan mense wat bietjie ouer is as ek en jy, wat DStv het eerder. Net vir kyk net. Vir kyk net. Ja, vir kyk net, maybe SuperSport ook, maar net vir kyk net, het hulle DStv. Yep. So, ek ken 'n hele paar mense. Kan 'n mens bietjie meer in jou eie vibe gaan. En ek ken Engelse mense, ek het weer Sondag maar ek het gehad saam met 'n studie Engelse vriendin van my. Maar sy is eintlik een van ons grootste luisteraars, as ek reg kan onthou. 'n gereelde luisteraar. Ja, ek glo sy luister nog, ek is nie seker nie. Ek glo sy luister nog. En sy is ook getroud met 'n studie Engelse man. Ja. En hy is mal vir Afrikaanse content. Hy lees Afrikaanse boeke, like it's going out of fashion. In sy Kerslysie, sy vertel my net weer Sondag, hulle het nou weer Secret Santa. En al wat hy laat weet het op die familiegroep is wie ever sy Secret Santa is. Hy wil net sê dat die volgende outeurs, Dion Meyer en ek weet nie wie almal nie, het almal nuwe boeke uit, asseblief, as hulle wonder wat om vir hom te koop. Hy ken elke show op kyk net. Hy volg ewen die sepies. Mal vir dit. En dan dink ek natuurlik oor my oorlede stiefpa ook. Stoere Engelsman wat nie 'n episode van Sewende Laan gemis het nie. Nie 'n enkele episode van Sewende Laan het daai man gemis nie. Weet jy hoeveel Engelssprekende mense wat ek ken is versot op Afrikaanse sepies? En ek dink daar's iets moois omtrent dit, want die Afrikaanse sepies is 'n baie mooi weerspieëling van die Suid-Afrikaanse dis so half 'n spieël vir ons as Suid-Afrikaners, die storielyne wat daarop uitgaan. Meestal van die tyd is dit regtig absurd en belaglik. Maar ek meen dit het nog nie so ver gegaan soos
soos Grey's Anatomy, waar daar op 'n stadium 'n leeu iemand in die straat van New York aangeval het en toe moes hulle die persoon help in die hospitaal nie. I mean, that's just ridiculous. Maar daar's 'n klomp storielyne, dink ek, wat nou tans afspeel in sepies wat ek gehoor het, en dit is baie relevant. Nee, is baie wat goed. As jy aangaan het in vergelyk met Suid-Afrika. internasionale sepies, is dit van 'n baie hoër kaliber. Ja, en ek dink Verseker. weer eens iemand soos Frans Marx was die pionier gewees in Suid-Afrika as dit kom by die sepie formaat. Indeed. Hy het dit Indeed. gecoin en hy het almal En hy groot het die gemaak. benchmark baie hoog gestel. Ja. So. Hy het die benchmark en hy het almal groot gemaak wat vandag sepies doen. Terwyl ons nou van Afrikaans ook praat, die top 100 Afrikaanse boeke, die lys wat die afgelope jaar bymekaar gestel is vir ter viering van Afrikaans 100, is onlangs bekend gemaak. En ek het 'n paar name wat op die lys is. So hulle sê tussen al die kategorieë, nominasies en duisende stemme, net een naam keer op keer bo almal uitgestyg en dit is Daleen Matthee vir haar geliefde Bos trilogie. En gedurende die kompetisie die meeste steun ontvang van al die mense wat gewout het. So Daleen Matthee, ek dink hier daar's iemand wat ek van weet wat nog nie een van Daleen Matthee se boeke gelees het nie, en as jy in ons tyd op skool was, het jy verseker Kringe in 'n Bos gelees, of jy het Phila se Kind gelees. So ons almal het al 'n stukkie Daleen Matthee ervaar, en daai vrou was 'n meester gewees. So ruk terug het ek 'n dokumentêr gekyk oor haar, en hoe sy eintlik op 'n baie ouer ouderdom al eers as 'n skrywer bekend geword het, en haar deursettingsvermoë om op die ou net begin skryf. 'n Fascinerende vrou. Onder andere van die ander titels is die ikoniese Kook en Geniet van S.J.A. de Villiers, en Moes daar wees. ek dink daar's een huis wat nie 'n Kook en Geniet in het nie. Ja, en hy is al so 'n keer opgedateer. En Ja. elke paar jaar kom daar 'n nuwe weergawe uit. Ja. En ja, amazing. Ek het nog steeds my klein, wat hulle genoem het, die klein Kook en Geniet. Oor vir die Vir junior, kinders. ja, die kinderkook en Ja. Geniet dink ek is genoem, ja. Klein Kook en Geniet. Ek het hom nog steeds, Matthys. Ek dink ek het hom My gekry toe Algoedien. ek 7 of 8 jaar oud is. Ek het nog steeds die boek. Van die bladsye is nog steeds 'n bietjie gefrommel, waar ek melk op die ding gemors het as kind toe ek 'n Ja. pannekoek probeer maak het, of iets op die ding, suiker sit nog so 'n bietjie vas in die bladsye. En nou nog gebruik ek hom elke nou en dan. Ons 'n wonderlike, dit is 'n absolute foutvaste resep vir witsous in daai Kook en Geniet. Pannekoek en plaatkoekies, jy kry nie 'n beter resep as in die klein Kook en Geniet nie. Ja, en dan basic goed wat ek daar geleer het, 'n omelet, hoe om 'n lekker omelet te maak. En ek ja. dink daar's mos al die verwysings van 'n koppie is soveel milliliter, is soveel gram, is soveel dit, is soveel dat. So dis 'n baie praktiese handleiding. Jy het tog nooit vir my iets gekook uit jou Kook en Geniet uit nie. Jy gaan dit dalk nog Ek moet is seker doen. ek het al vir jou witsous en 'n omelet gemaak. Ek het ook nie die boek vir my oopgemaak nie, maar ek is al in my ingedring. So ek weet al Okay. hoe om te maak. Ons sal 'n plan maak, Matthys. Sal ek Ons vir sal jou 'n kos plan maak maak. net Sal uit 'n my plan klein maak. Kook en Geniet uit. Ek kan nie wag nie, maar ek wil die resep kies. Okay. Okay. That's bound to be interesting. Dan van die ander boeke is Dion Meyer se 13de uur of 13 uur, Elsa Joubert se Spertyd, PG Du Plessis se Fees van die Ongenooides, daar is ook 'n briljante boek. Dan Nog Wilma nooit Roux, gelees nie. ja, Wie is dit? amazing. Ek het PG hom hier Du by my. Plessis. PG Du Plessis, jy kan hom leen, ek het hom hier by my. Dan Okay. Wilma Roux se Die Ooggetuie, Juliana Koetser se Bloedvreemd en Marlene van Niekerk se Agaat. So as jy nog nie heeltemal seker is wat in jou kerslysie moet wees vir boeke nie, dan is hierdie nou 'n paar titels wat jy moontlik kan oorweeg. Dit is van die top titels in die top 100 Afrikaanse boeke van alle tye. Ja, voel bietjie hierdie kers soos ten minste 'n paar mense se kerskouse met 'n boek. Ja, Eerder Ja. as met. Ek het tog al gekyk nou vroeër die week oor wat is die mees gesogte of mees gewenste kersgeskenke vir hierdie jaar. Ag, dit was so boring, Matthys. maar reg, wat is dit? So boring. Die kinders, meestal soek die kinders, dis vir my baie vreemd. Die kinders soek almal hierdie alternatiewe tegnologiese toeteldiere.
fur babies of wat noem hulle dit? What the fuck is that? Oop, maar ek gaan vir jou sê. Fur Habulu- babies. Ja, wag, ek moet nou vir jou sê wat is die Is dit daai actual naam? Tamagotchi kak wat ons gehad het wat jy moes gevoer het en dan gaan hy dood? Nee, soos die kinders nou het wag, ek my ou nie gee my 1 sekond. Okay. 1. Okay, maar terwyl Colina Ek is besig is om terug. dit te soek, is jy terug? Okay. Ja, maar ek gaan dit nog soek. Ek weet nie aan my rekenaar gekry het. Wat noem dit? Habulus, daai teddybere wat almal nou aan hulle sakke sit en almal loop nou ewe skielik rond met 'n teddybeer. Dit is absurd. Okay, Dis asof ons Ek kom almal duidelik nie ons genoeg het uit almal nie. eintlik het sielkundige hulp nodig. Ek sien dit hoe mense buite in die straat loop, Matthys, met hulle teddybere vas aan hulle handsakke en aan hulle sakke en dit is ridiculous. Dis absoluut ridiculous. Maar ek wil nou vir julle Ek kom regtig dan nie genoeg uit nie of ek kom duidelik uit in plekke waar daar nie sulke absurde mense is nie. Dank Vader daarvoor. Ja, nee, dit is absoluut ridiculous. Ek gaan nou vir julle sê wat is die goedjie se naam? En dit is dis nou nie dis nie net 'n internasionale kruis nie, dit is nou 'n Suid-Afrikaanse kruis ook. Ja, nee, dis absoluut 'n Suid-Afrikaanse kruis. So ek het hierdie ek het laat ChatGPT vir my hierdie saamstel op menigte nuussources Suid-Afrikaans sowel as internasionaal. Ja. En wag, nou gaan ek eers oor hy het my hele geveg nou wat ek met ChatGPT gehad het, is nou hier gedokumenteer, dat ek net verby dit gekom. Want ek wil nou vir julle sê, wat is daai beertjie se naam, maar almal wat luister gaan weet waarvan ek praat. Okay. Terwyl jy dit nog soek, dan kan ek net sê daar's 'n ander boek wat jy ook in jou Kerslys moet insit. Dit is There's a Vegan on My Veranda van Isabella Niehaus en Louis. Isabella. So in 2023 het hy die top vegan kookboek gewen by die Gourmand World Cookbook Awards en in 2025 is dit aangewys as die top vegan boek van die afgelope 30 jaar. Die Gourmand World Cookbook Awards bestaan al vir die afgelope 30 jaar van 1995 af. So Bella, hulle het weer weggestap met 'n bekroning of 'n bekroning vir die spesifieke boek. Ons sal aan die onderkant ook haar episode wat ons met haar gehad het ruk terug toe, ja, dat was obviously 2023. Imagine how time flies, toe hulle die prys gewen het ons met Isabella gepraat oor There's a Vegan on My Veranda. So ja, nog 'n kookboek. Wel gedaan en wel verdiend. Wat kan shop vir Kersfees. So wat is die beertjies? 'n Labubu. Hulle noem hom 'n Labubu. Gaan Google dit julle. Dadelik is my kop in die gutter. Okay, ja. So ek sien hierdie boobs vir mense wat soos boobs ronddra wat hulle aanstreel en vat en suig as hulle emosioneel raak. Ja. It's not that. So jy kry verskillende Labubus, Matthys, hulle lyk amper soos 'n vetterige aapie. Ja. Groterige gesiggie en dan die lyfie. En hulle is omtrent so groot soos ek sê so 20 cm lank. En dan mense klip hulle aan hulle belde vas, hulle klip hulle aan hulle handsakke vas. En oral gaan hulle saam met die Labubus, hulle bou hierdie emosionele fucking connection met die Labubus. Ja. Nee, ek sê vir jou, as 'n samelewing, we are so stuffed. Dus kom ek rarig net gaan vir aksie op hierdie stadium. Dan is daar ene DJ Furby. So dit is Furby. 'n DJ Furby, so dis ook van wat ek kan aflei so 'n ook 'n fur dingetjie met 'n AI ingeboude persoonlikheidjie wat jy nou meer 'n verhouding kan ja, dan is daar 'n squishmallow of 'n mini plush. Ook die keychains met die of babietjie, iets tussen 'n furry en 'n babietjie gekruis. So dis iets soos 'n mengsel tussen 'n troll en 'n Tamagotchi. Daar het jy dit nou. Okay. Ja. En mense is baie erg oor hulle Labubus, baie erg. Okay, I have a lot of questions. Emotional oor hulle Labubus. Ja. Ja, dan ook sien ek 'n artikel oop het, tegnologie gewys vir
groot mense is die grootste goeders op die lys op hierdie stadium. Kan ek net sê vir groot mense is die grootste groot soos volwasse of groot soos John Steenhuisen? Nee, soos volwasse mense. Okay, ja. Maar ek weet nie of ek volwasse in dieselfde sin kan gebruik as die grootste ding wat hulle wil hê is, of die ding wat die meeste gehê wil word, is 'n Nintendo Switch 2. Hulle wil games speel. Okay. Ja. Of dan die Ray-Ban Meta Smart Glasses. En dan minder duur is premium headphones of earbuds, sulke goeders. Dan ja, op die Google rankings is ook maar meeste van die mense wat search vir goeders soek telefone, premium duur telefone of earbuds of smartwatches of smart home gear. Onder girls is dit baie cozy and self-care, like matching pajamas, loungewear, skincare products, alle ook tegnologiese skincare products. So nie noodwendig rome of so nie, maar daai ligte wat jy op kan sit op jouself, daai tipe goedjies. Soek hulle. Dan ook op die lys is experiences, subscriptions and vouchers. Soek mense. Digital memberships op verskillende goeder soek hulle vouchers voor, subscriptions op gaming platforms, apps, daai tipe vibes. En dan is daar slightly more sustainable and intentional gifting. Vir mense ek is bang om dit te hoor, ja. Wat is dit? Ja, dit gaan definitief nooit, evenal, ek weet ek en jy is nou nie iemand wat 'n giftlysie gaan maak nie. Liewe Dear Santa. Maar hulle soek geskenke wat kom in reusable packaging, gifts that last, like kitchen gear, quality clothing or good luggage. Ek kan jou waarborg, daai is nie millennials wat daai lysie gemaak het nie. Can I just say that? Daai klink vir my bietjie Gen Z-erig. Klink definitief maar Gen Z-erig. Ja, maar toe maar, almal het 'n plekkie. Al wat ek wil hê is world peace. World peace, dis al wat ek wil hê. Peace, I just want a peaceful Christmas. En natuurlik gender neutral gifts is baie hoog op die lys. Oh my fuck. Okay, I'm out. Yeah, I'm out. Hoorie, dan petrol is duurder. Van vandag af, as jy luister, is petrol duurder. Het dit soos 'n paar weke terug goedkoper geword, nie? Ja, maar dis Desember vakansie. Ons moet so klein bietjie die taxkoffers weer volmaak. So petrol is duurder, maar dit is nog steeds goedkoper as wat dit was in 2024 Desember. So 95 oktaan petrol gaan nou jou R21.12 per liter in Gauteng uit die sak uitjaag. En dit het R21.47 gekos in Desember laas jaar. So, alhoewel dit nie altyd voel asof dinge altyd jaar op jaar duurder raak, het petrol actually my jaar op jaar bietjie goedkoper geraak. We'll take the wins. So terwyl ons praat van karre, wat se karre word die meeste gehijack? So waarvoor moet ek uitkyk? Waarvoor moet ons uitkyk in Desember? Daar's 'n paar van die absolute usual suspects, definitief. En dan was daar 'n paar wat my absoluut verras het. So wat het Toyota dink jy is nou top aan die lys, Matthys? Ek het gehoor dit is die Corolla Cross. Nee, hy is op die lys, maar hy is heel wat ondertoer op die lys. So die mees gehijackte kar op hierdie stadium is 'n Toyota Hilux. Ja, maar dit is nog altyd. Was dit nie altyd al gewees nie? Vir 'n geruime tyd is die Hilux nie? Ek weet lank terug was die Polo. Nee, vir die afgelope paar jaar was actually Toyota Fortuner. Was die mees gehijackte. That's very unfortunate, yes. Ja, strangely now, volgens hierdie artikel van Business Tech is die Toyota Fortuner nie eers op die lys hierdie jaar. Nee, ekskuus, derde op die lys hierdie jaar. So hy het redelik geval. Want ek dink die het ook besef, dit is 'n fucking lelike kar. It's an unfortunate car to drive. Kijk, die rede hoekom hulle daai Fortuner steel, want hulle kan letterlik soos ek het 'n storie gehoor van hulle kan 'n Quantum
soos 'n taxi, se body net so op hy Fortuner se ek het ook al dit gehoor. Se onderwerke wat mense dit noem, suspensie en dinge. Kan hulle sit en dan loop hy. So hulle steel nie 'n Fortuner. Ja, ek reken hulle steel om te verkoop ook, maar meestal net vir parte. En soos met die Hiluxes ook, baie van die ouens teen die tyd wat hulle die Hiluxes word gesteel en hulle het anti-hijacking in en jy kry hom dalk 'n uur na die tyd spoor hom op. Ja, maar dan sal niks oor nie. Hilux hy is heeltemal gestrip. I like soos 'n eil sonder vere. Dis nie 'n bakkie nie, Colleen. Dis 'n Hilux. Is 'n Hilux. Dis die ding. Ja, bakkie nie, julle. Ken die verskil. Hoe weet ons jy is 'n Suid-Afrikaner, jy ken die verskil tussen 'n bakkie en 'n Hilux. Ja, so tweede op die lys. So eers het ons dan die Toyota Hilux, tweede is die Volkswagen Polo Vivo. Okay. So ek dink hy's ek weet nie hoekom nie, ek dink hy's maklik om te swaai. Ek dink ook die Polo Vivos hulle is klein nippie en word baie gebruik in robberies. So jy sien hulle baie in soos cash and transit robberies. Getaway cars. Ja, dis ideale getaway cars. Dan derde het ons na die Unfortunate, die Toyota Unfortunate. Dan vierde, hemel sien ek baie van hierdie karre op hierdie stadium en hulle irriteer die kak uit my uit. Asseblief as jy so 'n kar ry, check your manners, asseblief. Ja. Wat ek is sien dit? ook al meer vrouens hierdie kar ry en veral jonger swart vrouens is mal vir 'n Ford Ranger. Ford Ranger bakkie. 'n Ford Ranger bakkie. Ja. Okay. Hulle het gewoonlik daai verskillike graffiti op. Ja. Die wild tracks. Daai fucking kakgezoeste mags en exhaust pipes en accessories en so aan. Weer ons moet net sê jy bly in Louniel. Ek dink dit is dalk reg oor die land so nie, maar okay. Ja. Wel hier in Louniel wil ek vir dit Fourways in general. Sorry, Fourways in general is Ford Ranger op hierdie stadium die kar van die oomblik. Almal het 'n Ford Ranger. En veral, ek weet nie hoekom nie. Is van die weirdste ding, soos ek sou nooit na 'n jong swart girl gekyk het. Ja. En gedink het 'n Ford Ranger. Ja, sy is dan nou 'n Ford Ranger hê. Ja, ek sou dit ook nie assosieer nie. BMW of 'n lekker glad plat Mercedes of so aan. Maar 'n Ford Ranger, maar anyway. Dan op Ford Ranger sake is die Hyundai H100 wat ek dink is die bussie? Dis die bussie, ja. Ja, en dan is die Nissan NP200 wat natuurlik die bakkie is. Die ou bakkie, maar hy is mos nou gediscontinue en hy is nou gediscontinue ook. Hulle word nie meer vervaardig nie. Shame. Waarom? Ja, ek het dit teruggelees. Ek het dit geweet, nee. Dan die Kia Picanto. Ja, dan Matthys, jammer om te sê die Toyota Corolla Cross. Ja. Jy mag vir jou Gorilla kry vir jou stuurwiel. Die Isuzu D-Max en dan die BMW 3 series. Hy is laas op die lys. Ek neem aan dis maar vir 'n bietjie ekstra cash. 'n Audi, 'n Mercedes, 'n Chery. Dit is die fucking deal om te hou, so. 'n Suzuki, niks soos dit nie. Interesting. Dit is seker baie van ons Suid-Afrikaanse gemeenskap. Ek sou nou byvoorbeeld gedink het as jy nou 'n kar wil hijack dan hijack jy nou 'n nice kar. So ek meen jy gaan nou vir 'n Range Rover of 'n 5-klas BMW of 'n SLK of 'n S-reeks Mercedes. I mean you do it properly. Maar nie Suid-Afrika nie. Ons steel 'n bakkie, 'n Hilux. 'n Hilux, 'n moerdier Hilux. Nou het ek van die comments gelees. Ek wens ek het meer van dit vir julle gesê, maar kan ek dit sê in 'n Kia Picanto. I mean, have you ever? Wie wil dit fucking steel? Want meeste mense wil dit nie eers ry as hulle dit kry by Avis of by Woodford nie. Jy wil hom nie eers ry nie. Hoekom wil jy hom fucking steel? I mean, what the fuck is that? Nou commentary een nou op hierdie berig nou sê maar ek kan hoor hoe praat die ou, verstaan? Met die ou se naam is Ankile. Ek sal nie die res van sy naam gee, ons sal 'n bietjie anonymous Ankile. Hy sê en dit is 'n foto van 'n hond so gif van 'n hond met boxing gloves wat so regop staan met die boxing gloves, nê? Ja. En hy sê they will never mess with us, the Kiwi drivers. We don't even lock our cars. We pack anywhere, anytime.
Is dit 'n Renault Kiwi? 'n Renault Kiwit. Ja. En dan ek nou ons kom skoop 'n kar, ja, daar met die Renault Kiwits. Oh my Ek word. dink ek dis maar wat mense met ry op die stam in land, die cheapste kakste kar. Kry vir jou 'n Renault Kiwit of 'n Suzuki Espresso. Ja, nie 'n Kia Picanto nie. Ja, Dis so, ek dink aan Kia Picanto se parte diens baie Kias. dink jy Baie dit? dierer Kias. So Ja, hulle ja, sien daar sal probably ook maar vir obviously sy parte. 'n strategie wees agter hoekom hulle dit daai Ag, jack jyre of, Matthys. of daar's 'n moes tweedehandse mark vir dit. I don't know. Ek weet nie, ek het mos nou nie 'n kriminele haar op my lyf nie, so ek verstaan nie al die kriminaliteit goeie gesonde siel, nee. Dis 'n probleem. Jy kan nie meer fiets ry nie, hulle gaan dit ook steel. Jy gaan sien, oor 'n paar jaar gaan ons almal op rollerblades of iets wees, rolskaats. Dit sal vir my onnodig wees want ek was kak daarmee gewees op skool. So dit sal dan bly ek maar by die huis. Nee, ek was nie great met dit gewees nie. Nee, ek het nie baie goeie balans gehad nie. Ja, ander ding wat ek nou net vergeet het terwyl ons gepraat het oor die Afrikaans 100 goeters is daar is nog 'n viering van obviously Afrikaans 100 terwyl ons aan die einde van die jaar toe stap. En dit is Bartu Eksteen Wynland goed en ons het so ruk terug met Bartu Eksteen en sy seun ook gepraat. Bring hulde aan die rykheid van ons moedertaal saam met Marula Media met 100 oomblikke in Afrikaans, 'n eksklusiewe wynreeks wat 100 unieke oomblikke in woord vasvang. Cool. En as julle nou luister na die onderhoud wat ons met Bartu Eksteen gedoen het, Afrikaans en woord, hy's regtig 'n woordsmif en hy het ongelooflike waardering vir Afrikaanse taal. So daar's 'n paar legendes waarop jy 'n glasie kan skink met 'n wynbottel wat spesiaal aan hulle opgebring is en onder andere is dit Nathaniel, Rian Kruiwagen, Katinka Heinz, Leon Schuster, Cheslin Colby en Lorika Raug en Steve Hofmeyer en Jaco Jacobs. So jy kan ook jou geliefde bederf hierdie jaar met 'n bottel wyn van Bartu Eksteen wyne waar hierdie kenmerkende Afrikaanse ikone op is. Die Steve Hofmeyer ding, ons moet dalk maar op 'n ander keer daaroor praat, maar ek het gesien daar was op sosiale media ook hierdie ding gewees wat 'n publikasie, 'n blad op Afrika, ek dink blad se naam is Afrikaners, as ek dit nie mis het nie, het gevra, as jy nou 'n geleentheid kon kry om 'n nuwe president te kan stem in SA, wie sal jy stem? En duisende kommentare van mense wat sê, wie hulle nou dink 'n goeie en 'n nuwe president gaan wees vir Suid-Afrika, van Mkwanazi tot en met Thuli Malonsela tot en met, ek kan nie onthou wie almal daar is nie. En dan skokkend vir my persoonlik het Steve Hofmeyer opgekom. Mense wil hê Steve Stofsuier moet die president wees van Suid-Afrika. I mean, ek is nogal nie verbaas nie. Ek weet hy was nog altyd 'n groot treffer. Have you ever? Kyk, hy is baie uitgesproke, Matthys, oor dinge. Wat altyd my interessant is van mense is, hulle vat mense wat baie uitgesproke is oor dinge, en wat idees het oor goed, en dan gaan hulle onmiddellik, jy moet die president wees. Ja, maar seker mense gaan nie in politiek ingaan nie. Ja, maar Steve Stofsuier, Steve Mofmeyer, Steve Hofmeyer, daar was name gewees. Wel, hy het soveel name soos wat hy kinders het, waarvan ons weet, die ander weet ons nie van nie. Ja, maar weer eens is dalk, ek weet nie, ek het dalk 'n ding vir mans soos hierdie, want ek voel dieselfde soos oor Trump. At least he gets shit done. Ja, hy pomp 'n paar vrouens en skryf 'n bietjie poësie en maak video's en sing songs. Dis omtrent wat ek dink Steve Hofmeyer doen. That's my opinion. Maar ek moet sê, hy is 'n ongelooflike goeie skrywer. That I will give him. Sy poesie is baie goed. Ek sê nie altyd sy songs is so great nie, maar hy het 'n ongelooflike begrip en talent vir skryf in Afrikaans. That I will give him. But as a human being, het ek ander opinies oor Steve. Maar anyways. Dis net my opinie. Jy weet, dis maar net my opinie. Corine, is daar nog iets anders voordat ons afsluit? Nee, ek dink ons eindig nou op 'n hoë noot met Steve. Met Steve. Okay.
Daar sê, agter elke man, onthou daar, agter elke man staan daar 'n vrou wat weet wat in Bruce. jou Kersfees sakkie moet wees. Ja, Tannie. Ja, daar sê. Bruce, kom hier so Bruce. Okay, so op daai hoë noot soek ons vir Bruce nou en dit was klets gewees hier op die 3 Desember. Dankie dat jy geluister het. Baie Onthou om te julle. deel en te share en ons is volgende week terug met nog 'n klets. Cheers. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, daai het vir my weer, ja, ek hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, en dit is albei goed.